Hi, ek's Liana. En in hierdie video gaan ons gesels oor die enige God in Deuteronomium 6 vers 4. As jy in die drie-eenheidskerke groot geword het en jy het nog nooit 'n vraag in jou lewe gevra nie, dan is hierdie video vir jou. Johannes 17 vers 3 sê dat en die inhoud van die ewige lewe is dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat U gestuur het. Eerstens is hier net twee wesens te sprake in hierdie vers, en dit is 'n gebed wat Jesus doen aan sy Vader. Hy sê, Pa, U is die enigste ware God. Die drie-eenheidsleerstelling sê dat God is drie-enig. Maar die Bybel sê God is enig. Deuteronomium 6 vers 4 sê, Hoor Israel, die Here, onze God, is 'n enige Here. Die woord is enig. Dit beteken een. Die leerstelling sê drie-enig. Dis mos twee meer as enig. Wie is die enige God? Let wel, nie drie-enig nie. Hier links kan julle die oorspronklike Hebreeus sien, en julle kan sien dat Lord in die hoofletters, en in Afrikaans die Here in die hoofletters, in die Ou Testament Yahweh beteken. Dit is God se naam, Yahweh. As ons dan nou kyk wat Deuteronomium 6 vers 4 eintlik sê, is dit, Hoor Israel, Yahweh, onze God, is 'n enige Yahweh. As jy U soort oopmaak en jy soek Here jou God, sal jy sien dat elke vers sê, Yahweh is jou God. Jesaja 64 vers 8 sê, Maar nou Here, Yahweh, U is ons Vader, ons is die klei en U is ons vormeerder, ons is almal die werk van U hand. Wat hierdie vers vir my sê is dat Here, Yahweh, ons Vader is. 1 Korintiërs 8 vers 6 sê, Vir ons is daar net een God, naamlik ons Vader, uit wie alles afkomstig is, en ons lewe is op hom gerig. En daar is net een Here, naamlik Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie ons lewe. Hierdie vers sê vir my dat die een God van die Bybel die Vader is, en Jesus is sy seun. Efesiërs 4 vers 6 sê, Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Hierdie vers sê, God die Vader is die een God van die Bybel. En dat hy in ons woon, hy en sy seun Jesus sal julle later sien. Josua 24 vers 15 sê, As julle nie die Here Yahweh wil aanbid nie, moet julle vandag vir julle self besluit wie julle dan wil aanbid. Is dit die gode van julle voorvaders aan die kant die Efraat, of is dit die gode van die Amorite in wie se land julle woon? Ek en my huisgesin sal Yahweh aanbid. Hierdie vers sê vir my dat Yahweh, die Vader, is die een God van die Bybel. Moenie bekommer nie. Ek glo nog steeds dat Jesus die seun van God is, en ek glo nog steeds in die gees van God. Maar ons sal later gesels oor die details daarvan.